Amen. Amen, dis vir my altyd so 'n wonderlike verklaring. Sy woord sal vir altyd staan. Sy woord sal vir altyd staan. En wat 'n voorreg het ek en jy om die opgestaande woord van God deur die Heilige Gees in ons lewens te hê. Ek wil voor ons begin, wil ek net eers sê ons moet bid. Ek wil vra dat Kreer, sal jy vir ons bid vir Israel asseblief? Ons weet daar's baie verkeerde goed in Israel, in die politiek en al die goed aan die gang, maar die Here het ons 'n opdrag gegee, daar is 'n remnant in Israel, bid vir die vrede van Jerusalem. En dan wil ek vir SP vra om vir ons te bid vir die boere, want baie boere is klaar al, maar daar's baie boere wat nog baie uitdagings het. So kom ons bid. Dankie Kreer. Almagtige God, ons hemelse Vader, ons dankie vir die dag, ja, Here, en dankie vir die woord wat altyd sal staan, Here. En so staan die woord, ja, dat ons vir Israel se vrede moet bid, Vader, en dis waar ons vandag kom, en ons kom bid vir die vrede van Jerusalem, Here, en dat U dit sal daar bekragtig. Ons wil in lyn bid vir wat U woord sê oor Jerusalem en oor Israel, en ons wil vra dat U ons harte ook in lyn sal bring met hoe ons moet bid vir die leiers en die land se bestuur, Here. Here, verwyder asseblief ons opinies oor persoonlikhede en aksies wat geloods word in die land, Here, en maak ons gebede suiwer volgens U plan, Here. Ons wil net bid dit wat in U hart is, Here. En dit is die vrede van Jerusalem, Here, en ons vra dat U plan daar tot uitvoering sal kom. Ons vra dat U vir die mense, die Jode wat nog nie Jesus aangeneem het nie, Here, wat nog vasgevang is, vra ons Vader dat U hulle sal inroep, Here. Ons vra Gees van God dat U hulle harte en hulle geestelike oë sal oopmaak, Here, dat daar 'n werklike deurbraak sal kom in daardie mense se lewens, Here, en so ook in die verandering van Israel en van Jerusalem. Here, ons vra dat U Gees elke besluit en elke regeringsamptenaar tot bo by eerste minister Netanyahu, dat U hulle harte, hulle gedagtes sal infiltreer en sal beïnvloed tot by besluitneming, Here. En ons bid dit vandag, Here, net in die naam bo alle name Jesus Christus. Amen. Dankie SP. Here, dankie dat ons vanoggend sommer net toe kan kom en Here, vir U kan dankie sê, Here, dat ons so bevoorreg kan wees om boere te wees, Here. Om in 'n boeregemeenskap groot te kan word, ons kinders hier groot te maak, Here, en sommer net hier in die naaste in die natuur te kan wees, Here. Dankie, Here, dat Here, ons vanoggend sommer net kan kom en U naam kan kom groot maak, Here, en U regtig net kan kom verkondig dat U ons God is, U ons skepper is, Here. En Here, ek wil sommer net vir elke boer kom bid, en regtig, Here, dat hulle net sal oorgee, Here, dat mens wil so graag, en is partykeer so natuurlik om alles in jou eie hande te probeer neem, Here, maar dat ons regtig net sal oorgee, Here, net op U volkome sal begin vertrou. Here, want soos in die woord staan, Here, as U na elke voeltjie en na elke blommetjie buite in die veld kyk en alles werk ten goeie vir hulle, hoe beter en hoe beter wil U nie, Here, moet dit met ons gaan, Here. So dankie, Here, dat ons regtig net vanoggend kan verkondig, Here, dat ons alles net in U hande oorlê, Here, en dat ons regtig net op U kom staat maak en op U vertrou, dat ons weet, Here, U te wil vir ons en U wil vir ons is net goed. So daarom bid ek vir elke boer, Here, wat nog sukkel om te stroop, daar waar dit nat is, Here, kom sê ons net dankie, Here, dat alles sal uitwerk soos wat dit moet, en dat ons dit sal kan begin glo, en dat ons net sal vashou in U. Dankie, Here, ons is lief vir U. Amen.
Dankie SP. Amen. Ek wil gou 'n bietjie terugvoer gee van die vergadering wat ons as 'n leierskap gehad het. Een van die belangrike projekte wat die Here vir ons jare terug gegee het, en ons opgewonde oor was, maar moes wag vir die Here se tyd, is hierdie huise in die gemeenskap, in die verskillende gemeenskappe wat aan ons verbind is, wat ons voel die Here sê ons moet gesonde ouer mense insit, wat pensioen kry, wat nie kan bekostig om vir hulle self te sorg nie. En dan nou die kinderhuise met ouers, ouerpaar, en dan kinders wat ons voel wat later eers gaan gebeur, want ons moet 'n maatskaplike werker hê, en ons voel dit is een van die plekke wat Red Suid-Afrika toe voorkom. Maar ons het toe nou gaan kyk na, verlede jaar die Here vir ons die voorreg gegee om hierdie hele stuk erflandsaan en daai huis te koop, wat 'n baie groot stuk grond is, en ons het net besef, daai huis is in so toestand, om hom reg te maak, gaan meer kos, as om hom te sloop en nuwe plekke in te sit. So wat die leierskap besluit het, ons sloop daai huis daar Lansan, en dan sal ons die terrein regmaak, en Piet het vir ons gesê dat daar baie goeie vooraf vervaardigde huise is, wat baie goed is, 2 slaapkamerhuise, wat ons dan waarskynlik miskien 4 sal kan oprig. Wat beteken dis 16 ouer mense wat behuising gaan kry en versorging gaan kry. So hierdie is 'n projek vir ons hele gemeente. En ek sien uit dat die goed gaan begin werk, en ek sien uit dat ons 'n impak in die gemeenskappe gaan hê. En een van die dinge wat die Here vir my jare terug gesê het, is as jy wil weet wat jy moet doen in my koninkryk, kyk waar is die behoeftes en antwoord dit. En dit is so maklik om dit te sien, so ons weet hierdie is iets wat die Here vir ons jare terug gegee het, maar ek is baie opgewonde om te sien, dit is hier. Dit is nie nou net meer visie nie, dit is nou iets wat gaan land. So asseblief julle bid almal saam daaroor, veral vir die kering van die ouer mense, gesonde ouer mense wat sal kom, wat ek die Here vertrou dat hierdie, ek wil dit nie ouer te huis hou nie, maar dat hierdie mense sal inkom, en deur wedergeboorte, deur bevryding, deur alles gaan, deel maar die trauma en die goed van hulle verlede, en dan kragtige intersessiehuise gaan word. Plekke wat regtig kan bid, en kan bid wat saamstem met die intersessie wat Jesus doen aan die regterhand van ons Vader. So ek sien baie uit daarna. Bid asseblief daarvoor. Goed, enigeen wat 'n droom gehad het, 'n woord gehad het, Natasha, ek gaan daai 607 gebruik, want ek weet dit skakel aan by Izet doen die verbondsmaal vandag. Ek het regtig waar gewikking geweeg. Die Here het vir ons gesê, ons bly by die hele boek van Efesiërs, want hy wil hê dat ons die 5de evangelie sal word op aarde. Daar's 4 gospels, die 5de een is ek en jy wat 'n brief is vir Jesus, ek en jy wat die woord van God weer op aarde, die ligdraers van die Here hier op aarde moet wees. En elke keer, ek dink julle sal met my saamstem, van die begin wat ons begin het met die boek van Efesiërs, ons gaan nou vanoggend bietjie raak aan Efesiërs 5, voel ek letterlik 'n impartation en iets niets wat in my persoonlik ontsluit word. Ek weet nie of julle ook daarvan kan getuig nie. So vir my is dit 'n opgewondenheid om te sien wat die Here met ons doen. Maar ek het hierdie week het die Here my gebring op iets wat vir my baie belangrik is, en ek het 'n potpien daaroor gedoen. Wie van julle luister na die potpiens? Wie van julle weet nie daarvan nie? Asseblief, Natasha, ek gaan vra dat jy die PDS potpiens net weer op die groepe sit. Skakel daarby in. Hierdie is kort gedeeltes, 10 minute, op die meeste 15 minute, boodskappe wat die Here vir ons gee, deur die week. En wanneer ek daarna luister, dan wanneer ek iets doen, dan is dit wanneer 'n klomp mense na my toe gekom het en vir my gesê het, ek het 'n probleem hiermee.
dan weet ek die Here sê vir my, hierdie is wat nou in die liggaam aan die gang is. En om dan te hoor, Here, wat is die woord, wat is die oplossing, wat moet ons doen, is dit vir my so belangrik. En as ek ook sien die terugvoer wat die Here vir ons gee van die potbeans, dis regtig waar net 'n wonderlike plek om skielik te hoor, maar ek is nie alleen in hierdie ding nie. Die Here gee 'n woord hieroor, en daar's meer mense wat op die plek is waar ek is. En dan sien ons daardeur ook die liefde van die Here. Nou, gehoorsaamheid aan die woord van God, weet ons almal hoe belangrik dit is. Dawid sê, al die offers kan julle maar bring, maar die grootste offer, sê die Here, wat ek soek is gehoorsaamheid. En saam met dit wil ek sit commitment, want gehoorsaamheid is gelyk aan commitment. Maar ek gaan na die eerste boek van Johannes, 1 Johannes, die hele boek gaan hieroor, die apostel van liefde, wat kom, wat sê, as jy jou geestelike groei op 'n plek is waar jy voel jy is gestagneer, jy groei nie meer nie, dan is daar 3 goed wat jou geestelike groei keer. En dis die 3 vyande wat teen jou kom. En dit is lust en pride en greed. So dit is waar jy jou vlees aan toegee en jou vlees regeer in jou lewe. Waar jy trots en arrogant is. En dan greed is 'n groot ding. Ons wat hier sit is almal baie geseënd. Die Here sorg goed vir ons en dit gaan goed met ons almal. Maar is ons op 'n plek waar ons fokus op finansies en ons eie besittings en om meer en meer te kry, meer en meer te groei vir myself, my eie familie, dan raak dit greed. En waar is die lyn in alles? Nou as ons kyk wat Johannes vir ons sê, dat hierdie is die 3 vyande, julle moet daarna kyk in julle lewe. Dan gaan ons na Matteus 6 toe, en dit is vir my 'n baie interessante ding. Matteus 6, waar Jesus kom en hy gee vir ons die wapens en hy gee vir ons die oplossing van 'n klomp goed in ons lewe. En dan kom hy heel eerste en hy sê, wanneer julle bid, gaan in julle binnekamer. Dit wil sê, dis 'n saak tussen jou en my. En dan bid jy tot die Vader, en natuurlik ons weet in die naam van Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Maar as ek en jy op 'n plek is van gebed, en ons gebedslewe is reg, as jy regtig waar in gebed na die Here toe gaan, dan breek alle pride oor jou. Want jy verstaan wie hy is en wie jy is. Voor sy grootheid en almag is daar nie trots in my en jou wat kan bly staan nie. So gebed is die wapen teen trots in ons lewe. En hoe meer ek en jy in gebed ingaan, dan is dit nie net 'n plek waar ons bid nie. Deur gebed gaan ons in die teenwoordigheid van die Here in. En in die teenwoordigheid van die Here kan niks bly staan wat nie van hom af is nie. So gebed, as ek en jy ons gebed en ons gebedslewe verwaarloos, dan stop dit ons geestelike groei. Jy stagneer en jy voel, waar is die Here? Hy praat nie so baie met my nie. Ek het nie daai emosies wat ek altyd moet hê nie. Ek het nou hierdie week het ek iemand gedoop en ek sê vir Natasha hulle, hierdie vrou, ouer vrou al, maar die trane stroom oor haar wange, sy is so vol blydskap, sy is so vol daai nuwe 'n kind van die Here se opgewondenheid, se vreugde, en ek kyk na haar en ek dink ek is amper jaloers op jou. Ons moet oppas dat ons nie daai opgewondenheid in die Here verloor nie. Dat ons gebedsverhouding so is, dat ons die heeltyd sien wie hy is en wie ek is. En dan die last van die vlees. Jesus kom en hy sê in die eerste plek bid, dan kom hy en sê, wanneer julle vas, doen dit in die geheim, moenie laat al die mense dit sien nie. Maar het julle al gesien dat Matteus 6, Jesus gee die gebed, en dan gaan hy onmiddellik na vas toe. Vas is deel van ons gebedslewe. En daar is nie iets wat jou vlees so vinnig in die bek ruk as vas nie. Vas is vir my 'n awesome ding, maar 'n skrikwekkende ding.
Nie een van ons wat hier sit, gaan sê, ek is opgewonde en bly om te begin vas nie. Jy kan dit net deur die Here sê. Want om 'n dag of 2 te vas is goed, maar as jy 'n week ingaan en langer ingaan, dis die tye waar jou fokus, jou geestelike oë en ore gaan oop vir die Here. En dan begin daai selfgesentreerdheid, daai eie begeertes, daai my eie wil soek, my eie plesier soek, daai comfort zone, daai plekke van my eie entertainment. En dis 'n groot ding in die kinders van die Here se lewe deesdae met die tegnologie. Daai goed begin breek. Want die Here begin ons alert maak in die gees en fisies vir hom. En dan kom hy en hy sê, net nadat hy praat van die gebed en vas, dan sê hy, wanneer julle gee, moenie dat julle linkerhand weet wat julle regterhand doen nie. Doen dit ook in die geheim. Wat die Here hier vir ons kom sê, is dat hy roep ons, en hierdie is die 3 vyande wat teen ons kom. Greed, om wat noem jy dit in Afrikaans, om 'n liefde vir geld te hê, en vir gierigheid, om gierigheid in jou lewe toe te laat, is 'n geweldige slegte ding vir die Here. Want het julle al agtergekom, as jy kyk na die gelykenisse van Jesus en Jesus se bediening op aarde, het meeste gegaan oor geld en besittings. Het julle dit al gesien? Hoekom? Want dis verskriklik belangrik, dit wys waar ons hart is. En wanneer ons praat oor greed, oor geldgierigheid, het dit niks te doen, almal van ons wat hier sit, is gehoorsaam aan God se tiendes. Dis die eerste plek van gehoorsaamheid aan God, wat sy finansiële strukture betref. Maar, wanneer die Here kom en hy sê vir ons, en hy wys vir ons mense wat swaar kry, hy wys vir ons waar ons finansies wat hy vir ons gegee het, moet gebruik, om ander mense te bedien. En dan moet ons versigtig wees, en ek self was skuldig hieraan gewees, om nie eers te kyk na jou bankrekening nie. As die Here vir jou sê, gee, en ek wil jou hier gebruik, dan doen jy dit, en jy kyk nie na jou eie vermoëns nie, jy doen dit, want dit is 'n plek waar God ons wil gebruik, en daar's niks wat geldgierigheid en greed so oor ons breek, as vrygewigheid nie, om vir die Here te gee nie. So hierdie is die 3 wapens wat Jesus ons gee, om hierdie vyande uit te haal, en daai vyande, as ons nie God se wapens gebruik en daarmee te deel nie, dan stagneer ek en jy, en ons kom op 'n plek waar ons voel, geestelik, ek doen al die regte goed, ek loop saam, maar daar's 'n leegheid in my. Dit voel vir my, daar is 'n plek waar ek gediskonnekteer is. En hierdie is die 3 hoofredes wat die woord vir ons gee. En dan kom Jesus in Lukas 5 en hy sê, vir ons, hierdie bekende plek, waar Petrus hulle vis gevang het en niks het gebeur nie. When he had stopped speaking, he said to Simon Peter, "Put out into the deep water and lower your nets for a haul." And Simon Peter answered, "Master, we toiled all night exhaustingly and caught nothing in our nets, but on the ground of your word, I will lower the nets." Hierdie is 'n geloofsles wat ek en jy moet leer. Petrus was 'n gesoute visserman, suksesvolle man. Hy het al die skills geken, al die talente gehad. Hy kon die see lees, hulle het presies geweet wat hulle doen. Hulle was goeie vissermanne gewees. Nou kom Jesus en sê, maar gooi die net nou uit in die diep water. En dis heeltemal teen die kennis en die ervaring wat Petrus het. Maar Petrus sê, ek sal dit doen omdat U dit sê. En hierdie bring ons by 'n plek van ons moet oppas. As die Here met ons praat, moet ons luister of dit vir ons sin maak of nie. Partykeer maak dit nie vir ons sin nie, maar wees gehoorsaam aan die Here. En vir my hierdie plek wat hy vir Petrus gesê het, Petrus, gooi dit in die diep water. Die water verteenwoordig die woord van God. Baie keer moet ek en jy 'n dieper bemoeienis maak met die woord van God.
om regtig waar die antwoorde te kry en te ontsluit in ons wat die Here in ons ontsluit wil hê. En vir my is dit 'n plek van wie is ons bron in die eerste plek? As ons kyk na waar ons kyk na ons eie bankrekeninge, ons eie goed bou, dis reg. Hoor mooi wat ek sê, dis reg. Maar dit het al gebeur op aarde en ons weet as 'n mens luister na alles wat gesê word, dit kan weer gebeur. Wat gebeur as môre daar 'n ineenstorting in al die wêreldmarkte is? Al ons bankrekeninge beteken dan niks. Al ons beleggings beteken niks. Die enigste wat vir ons 'n waarde het, is ons hemelse bankrekening. En die Here, ons bron. Want God is dieselfde God wat vir die Israeliete gesorg het, toe daar nie kos was in die woestyn nie, toe daar nie water was nie, toe hulle nie klere kon koop, of hulle self kon voorsorg nie. En hy het vir hulle gesorg in elke detail. Maar daai selfde God is my en jou God. Maar ons het 'n keuse of ons hom regtig ons bron maak, of ons hom regtig gaan dien, deur te bid, deur te vas, deur te gee, meer as God. Ek moet vir julle sê, God se tiendes is nie gee nie. Want hy sê vir ons, ek gee vir julle, jou salaris is die 100% wat jy kry, maar 10% daarvan behoort nie aan jou nie, het behoort aan my. Jy mag nie daaraan vat nie, jy mag dit nie steel nie, dis nie joune nie. So, tiendes het niks met gee te doen nie. Dis daai gee, wanneer ek en jy so gereedelik luister na teachings van mense, wat jy weet die Here gebruik hierdie persoon om goed in my hart te skuif. Het ons dan al daar gedink, maar ek moet saai in hierdie man se bediening in. Want dit kos 'n prys om dit wat hy daar aanbied, te kan aanbied. Of vat ons dit net, sonder dat ons enige iets dink om by te dra daar. So ek bid dat die Here regtig vir ons sal help, en dat ons sal kyk na hierdie 3 plekke in ons lewe, en dat ons daarmee sal deel, sodat hy ons kan laat groei. Hierdie is letterlik ons faith mission, dat ons sal groei in die volheid van die mate van wie Jesus Christus is, en dat niks in ons lewe ons sal keer om daar uit te kom nie. As jy vanoggend weet dat jy skuldig is aan hierdie goed, van tyd tot tyd, staan saam met my, ek wil bely. Kom ons staan. Vader, is ons vanoggend as u kinders voor u kom buig in aanbidding, dan wil ons vir u dankie sê, Here Jesus, dat u die prys op Golgotha betaal het, sodat wanneer ons sonde bely, u as ons advokaat na vore kom, en u bloed ons skoon was. Here, ons is skuldig. Ons is skuldig as ons kyk na hoe ons vlees laat heers, in ons keuses, Vader, in ons entertainment, in goed waarna ons kyk, Here, goed wat ons doen, die keuses wat ons moet maak, hoe om u te dien, Vader, die plekke waar ons wil ons eie plesier najaag, Here, die plekke waar ons tyd mors, maar ons het nie tyd vir u en u koninkryk nie. Ek wil kom en ek wil kom bely, Here, dat my vlees baie keer my weerhou om te doen wat u wil hê ek moet doen. En Vader, ons wil kom bely biddeloosheid. Wat 'n voorreg het ons om te weet dat ons net kan buig en met die Skepper van die heelal kan praat. En Here, ons doen dit nie altyd nie. Ons wil kom bely, Vader, elke plek waar ons vasgevang is in godsdienstige strukture, waar ons rituele het in ons verhouding met u, maar waar ons nie in u woord is en in u teenwoordigheid is nie. Asseblief vergewe ons. Ons wil kom vergifnis vra, Vader, dat ons geld en besittings vir ons belangrik is, Here, en dat ons dit net wil hê vir ons en ons gesinne,
en dat ons nie kyk na U en U koninkryk nie. Vergewe ons, Here. En ek bid, Heilige Gees, dat U sal kom en dat U vaardig sal raak oor ons, waar ons hier voor U staan, Here. En dat U elke ketting wat ons vasbind, sal losmaak. Dat U die juke, wat nie van U af is nie, sal afval. En dat U dit sal verbrand en sal vernietig, Here. Dat U elke plek waar ons in 'n gemaksone verval het, Here, dat U ons sal vergewe en ons wil opstaan vanoggend en sê, Here, hier is ons. Ons bid vir 'n vars nuwe salwing, sodat U in ons kan ontsluit waarvoor U ons op aarde kom plaas het. Here Jesus, dankie. Dankie dat U nie net ons verlosser is nie, maar kom wees U die Heer en Meester van ons lewe. Heilige Gees, dankie. Dankie vir U teenwoordigheid in ons lewe. Leer ons en lei ons in die volle waarheid in. Amen. Amen. Enigeen wat 'n woord het, iets wil byvoeg, wat 'n skrif het? Dankie, Erik. Hallo julle. Ek het besluit, ek het agter gesit te wonder of ek dit moet deel. Maar ek is besig om 'n studie te doen oor klomp goed. Ons gedagtes, oor frekwensie, ons emosies, hoe dit by geloof inpas en ook hoe dit in die regte wêreld inpas. En kort en lank, 'n interessante ding wat ek gevind het, en dit link aan Psalm 23 in die skrif waar dit sê, you anoint my head with oil. En wat dit beteken, is die shepherds het die skaap se kop met olie bedek, sodat die goggas nie kan inkom nie, en skade kan veroorsaak nie. En dit link vir my ook aan die skrif, by the renewing of our minds. Nou waarby ek wil uitkom, is, ek het 'n studie gekyk oor ons gedagtes, en by wat die ou op uitgekom het, is, ons gedagtes is nie net in ons kop nie, ons gedagtes is ook buite ons kop. En hoe die ou dit uitgevind het, dis die ou wat die polygraph gemaak het, die lie detector test, en hy het gespeel met die ding, toe sit hy op 'n plant. En die interessante ding wat gebeur het is, die man het vir die plant gekyk, en hy het net gedink, hy gaan vir die plant water gee. Hy het niks gesê nie, niks het uit hom uitgekom wat hy gesê het, hy gaan die plant water gee nie, en die ding het begin spike. Die ding het so begin maak. En toe dink ek, okay, dis interessant, dit kan niks wees nie. Toe het hy begin dink oor, hy gaan die plant brand. En daai ding het heeltemal begin, jy weet, die ding wat geconnect is aan die plant. So in ander woorde, ons gedagtes is nie net binne in ons, dit is letterlik buite ons ook. So die skrif wat sê, by the renewing of your minds en al daai dinge, dit is nie net vir ons nie. Dit gaan oor, ons moet onsself rewire om positief te kan dink, want dit is ook genesend vir die mense om ons. Amen. Reed? Hallo almal. So ek het nou net vanoggend het ek Efesiërs 2 vers 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared for us to do. En dis net vir 'n awesome skrif om te dink, ons is God se handiwork, ons is sy masterpiece, ons is sy workmanship, or sy work of art, en dat God vir ons al lankal ons goeie werk al klaar vir ons uitgesit het, en ons moet net daarin stap. So ja, dis net vir my, daai skrif het net vir my verskriklik uitgekom vanoggend, en ewen as ons dan met moeilike goeders te doen het, dan sê Jeremia 32 vers 27, dat ek is die Here, die God van al die mense, is daar iets te moeilik vir my om te doen? En dan ook, het speel geloof hier so 'n groot rol van in Hebreërs 11 vers 1, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nie sien nie, waar sal maak. So dis nou maar net wat ek vanoggend neergesit het, en dis net vir my awesome. Ek wil dit maar net met julle deel. Amen, dankie. Dis kosbaar en dit sluit dan aan by Efesiërs 5. Nog iemand met 'n woord? Goed, ek gaan net 'n klein gedeelte van Efesiërs 5 doen. Efesiërs 5 vers 1, therefore be imitators of God, copy him and follow his example, as well beloved children, imitate their father.
dis nou presies wat Rie daar gesê het ook en wat ons 5 mission is in hierdie gemeente. Ons het donderdag, terwyl die vrouegroep by mekaar was, het ons gedeel met hierdie Lust and Greed in Pride. En ons het 'n bietjie lekker gebid daaroor en toe gee die Here vir ons die 607, die getal 607. En Natasha kyk vir ons op die Hebreë en die Griek. En die woord daarvoor is thou. Nou dit is as jy die King James lees, dit is die eerbied waarmee God aangespreek word. En die Here sê daar vir ons, 6 is die getal van die vlees. As ons hom gehoorsaam en in humility voor hom kom, dan word ons niks, 0. En die oomblik as ons humble voor hom, dan sluit hy wie hy is, Jesus, 7, oop in ons. En dan kan ons groei in hierdie volle mate van Jesus wat in ons gestalte moet neem. So hoe minder ek en jy word in die vlees, hoe meer plek is daar vir Jesus om in ons gestalte te kan neem. Amen. Vandat ons wedergebore is, begin ons 'n proses om minder in die vlees te word en al meer moet hy in en deur ons lewe word. As ons wedergebore is ek en jy 'n geestelike baba. En dan die kos is die woord, ons water is die woord. En hoe meer ek en jy die woord van God deel maak en ontsluit in ons lewe, al hoe meer en meer raak ons vlees minder, ons ou gedagte en gedragspatrone verdwyn, en dit maak plek vir die volheid van Jesus en van die woord, om na vore te kom en gestalte te begin kry in ons lewe. En as ons kyk na wat die Here vir ons sê in hierdie tyd in die boek van Efesiërs, dan besef ons, een van die grootste vyande in die wêreld is 'n godsdiensgees. Om ons vas te hou in tradisie en in godsdiens, en nie toe te laat om die volheid van God se woord, van Genesis tot Openbaring, 'n deel te maak van ons lewe en ons lewenservaring nie. En hoe meer ons dit doen, hoe meer maak ons plek vir Jesus om in ons gestalte te neem. Ek luister na wat Erik sê, 'n groot probleem is al hierdie stemme wat met ons praat, wat ons sukkel om Jesus toe te laat om gestalte in ons te neem. Want daar's soveel stemme daar buite, en dan kom ons gedagtes en praat saam, en ons dink dis ons gedagtes. Maar ons moet ons gedagtes gevangene neem, en ons gedagtes moet Jesus se gedagtes word. So die woord van God moet ons gedagtes word. Want soos wat ons praat, veral in negativiteit, dink maar as daar 'n negatiewe ding gebeur, dan het jy onmiddellik 'n klomp gedagtes in jou kop wat jy begin saam praat. En eintlik gaan jy dan in agreement, in samestemming met negativiteit. Al sê jy niks in jou fisiese nie, woorde wat uitkom nie. Dit beïnvloed jou hart, dit beïnvloed jou hele gesindheid teenoor mense, teenoor ons land, teenoor die regering, dat ons nie kan bid wat God wil hê ons moet bid nie. Maar dan begin ons emosies, ons opinies, ons persepsies van goed bid. En dit is gewoonlik teen die woord van God. So dit is so belangrik vir ons om te weet dat ons moet, hierdie woord is eintlik vir my so goed, ons moet die Here naaap. Ons moet die Here naaap. Ons moet letterlik dit wat Jesus, hy is nog steeds die weg, die waarheid en die lewe. En ons moet hom naaap in wat hy gesê en gedoen het. Want ons moet al hoe meer en meer soos hy begin lyk. Ons is die geur wat die lewe bring. Ons is die lig wat die duisternis moet verdryf. And walk in love, esteeming and delighting in one another. As Christ loved us and gave himself up to us, a slain offering and sacrifice to God for you, so that it became a sweet fragrance. Hier kom hy en hy sê, loop in liefde met mekaar.
As ek en jy sê, ek het Jesus lief, kyk wat hy vir my gedoen. Ek het hom waaragtig waar lief. En elkeen van ons wat hier sit, het hom lief, want ons is wedergebore. Maar hoe lyk ons liefde vir mekaar, of vir ander mense? Of vir ons vyande? Want as ons sê ons het die Here lief, dan gaan ons toelaat dat die liefde wat hy op Golgotha volbring het, met ons wedergeboorte uitgestort word in ons harte. Maar dit beteken presies niks as ek en jy nie begin toelaat dat sy liefde deur ons kan vloei vir ons medemens, vir die wêreld en selfs vir ons vyande nie. En daai ene is 'n moeilike een, want ons sê so maklik ek hou nie van die en van die en van die nie. Wat daarvan is Jesus op Golgotha gehang het en gesê het, ek sterf vir almal, maar ek hou nie eintlik van daai persoon nie. En ons weet, dit klink absoluut absurd, maar dis eintlik wat ons doen, julle. Ons moet verby daai plek kom, waar ons nie God se liefde laat vloei na ander mense toe nie. En ja, daar's moeilike situasies, waar jy sit met families, met mense, wat regtig vir jou skade aandoen. Wat regtig waar, as jy naby hulle kom, dan is dit vet in die vuur. Daar gee die Here vir ons wysheid, dat ons grenslyne trek. Ons stel onsself nie oop om deur mense abused te word nie. Maar daai persoon, deur die liefde van God, bly jy bid vir hulle, dat hulle oë sal oopgaan en dat hulle die volheid van wat Jesus op Golgotha vir hulle verkry het, sal raak sien in hierdie leeftyd. Want dit gaan oor mense se ewigheidslewe. En besef julle dat ek en jy het hierdie verantwoordelikheid, maar hierdie awesome voorreg om letterlik saam met die Here te bid vir mense wat ons nie eers van hou nie. En dat dit kan beteken dat hulle uit die hel uitgeruk word. Die woord sê baie mense is soos brandhout wat uit die vuur uitgeruk word, is hulle wedergeboorte ervaring. Maar God gebruik my en jou as instrumente op aarde daarvoor. En dis 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het. Dis baie moeilik, veral as jy weer vol gekonfronteer word met mense en goed wat jy gedink het wat jy al mee gedeel het. Maar die Here sê, moenie toelaat dat jou irritasie jou regeer nie. Laat my gees jou lei om te bid, wat ek wil hê jy moet bid vir daardie persoon. Want in hierdie opsig werk hy nie net in daai persoon se lewe nie, maar ook in my hart. Daar's 'n woord wat Jesus gesê het in dit wat hy ons geleer het. Hy sê, as iemand nie offend kan word mee nie, dan is hy op 'n plek van oorwinning. En alles gaan oor offens. Want dit is nie lekker om te nagekom te word deur mense nie. Maar ek en jy het 'n keuse daarin. Gaan ons toelaat dat die Here ons daardeur lei en ons optree soos wat hy wil hê, of gaan ons toelaat dat die vyand te werk doen wat ons kan vat na bitterheid. En die woord sê bitterheid defile jou hele huis, jou hele gesin. Amen, ek kan hier stop julle, want die res dink ek is 'n baie swaar woord, maar het eindig in 'n goeie woord. Die res gaan ons veral ook in ons huweliksverhoudinge in Efesiërs 5, maar ons moet gehoorsaam wees aan wat die Here wil doen in ons lewe. So ek bid dat hierdie woord van vanoggend 'n woord sal wees wat die plekke in ons hart aanraak, waar ons gevoel het, sjoe, hierdie kom bietjie na aan my, dat ons na die Here toe sal gaan en hom sal toelaat om te deel met die goed wat ons nie meer kan deel nie, want hy het die prys daarvoor betaal vir ons. Amen. Wie van julle het 'n skrif wat julle wil byvoeg? Enigeen op Zoom? Dis vir ons so voorreg om saam weekliks ook
ons verbondsmaal te kan vier. En net vir die mense wat nie weet hoe ons werk nie, elke week gee ons iemand in die gemeente die geleentheid om die verbondsmaal voor te berei. So vanoggend is vir ons 'n vreugde, Izet, dat die Here ons gaan bedien deur jou. Kom ons geniet dit saam en kom ons vier sy Fransie, soos jy nou gepraat het ek nou die heeltyd gesit met die woorde wat ek nou voorberei het en weet julle, die goed het so 'n verband met mekaar. Jy kan dit nie skei nie. Daar's soveel simboliek in die tekens van die verbondsmaal. En miskien is dit 'n goeie tyd om weer vir mekaar te sê wat alles beteken. Want dit moenie 'n gewoonte raak nie. Ek sien die kleintjies ook, is vir hulle lekker om die koekies te eet en die sappies te drink, maar mens weet nie of hulle verstaan waaroor dit regtig gaan nie. Maar daar is, net soos met die Sabbat en al die verbondsmaal, is daar sekere goed wat ons moet besef. Dit gaan oor die connection, die intimiteit, wat ons met Jesus het en met God die Vader. Dit gaan oor remembrance, laat ons vir mekaar sê, presies wat beteken dit as Jesus sê, onthou dit, hou dit 'n gedagte. En dat dit gaan oor God se getrouheid. Nie net vandag nie, maar van daai tyd af al. En ook die blessings wat hy wil hê, die lewe van oorvloed wat hy vir ons wil gee. Maar ook een van die goed wat hulle gedoen het, tydens die verbondsmaal ete, het hulle die kerse eers aangesteek. Want die kerse verteenwoordig die teenwoordigheid van Jesus, die lig wat hy gebring het. Soos toe hy in Genesis 1, het hy hierdie duisternis, het sy gees oor die duisternis en oor die chaos gesweef, en hy het gesê, laat daar lig wees. Dit was nie die son en die maan en die sterre nie, dit was die lig van sy teenwoordigheid, want die son en die maan en die sterre is eers die 4de dag geskape, nê? So ons moet nou ook bid, dat Jesus teenwoordigheid hier sal wees. Kom ons sluit die oë. Jesus, baie dankie, dat U die lig van die wêreld is. Dankie vir U teenwoordigheid, wanneer ons hierdie verbondsmaal gaan vier. En Heilige Gees, wanneer ons gaan praat daaroor, maak dit vir elkeen van ons duidelik opnuut, wat die dieper betekenis van hierdie verbondstekens is. Amen. Kom, ons kyk bietjie na die connection of die intimiteit, en is hierso, wanneer ons Sondag, dan verbreek daai konneksie met God die Vader en Jesus, en die rabbies het 'n baie mooi verduideliking aan die hand van die syfer 6, nou ja, toe kom ons ook nou by 6 uit. Kyk, die mens, die syfer wat hulle vir die mens gee, is ook 'n 6, julle weet dit is die getal van die mens, en die mens is geskape op die 6de dag, dis in Genesis 1 vers 26, en daardeur het die sonde ook in die wêreld gekom, en is daai konneksie gebreek, tussen die mens en God. Jesus hang 6 ure aan die kruis, Matteus 27 vers 45, hy het ook gevoel, dat God hom verlaat het. Hy het dit gesê, en dat hy afgesny is van God. Maar daar kom ook groot duisternis in die 6de uur, Matteus 27 vers 45. En Jesus se liggaam is op 6 plekke deurboor in verbrysel, as jy sy rug insluit. En dan is daar 'n letter in die Hebreëse taal, die waf. Hy is so regop lettertjie wat hulle sê, hy lyk soos 'n mens, hy staan so regop, en sy waarde is 6, sy numeriese waarde is ook 6. En hierdie letter is bekend as die letter van connection en conjunction, om iets weer saam te voeg. Nou die eerste gebruik van hierdie letter waf in die Bybel, is ook in Genesis 1 vers 1. Die 6de woord het vertel, God skape die wêreld. Hy skep hemel en aarde, die verbintenis daarmee. En waf is nou gesien as die letter wat hemel en aarde weer kan verbind, die mens met God. En Jesus moes aan die kruis sterf, sodat om die hemel en die aarde weer verbind kan word, sodat ons kan bid, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons kom by remembrance, en nou het ek het eintlik al gesê, ons dink aan die
bloed wat aan die deurkosyne gesmeer is in Egipte land, toe hulle eersgeborenes moes die dood vryspring, die engel van die dood het gekom by al die plekke waar daar nie bloed aan die deur gesmeer is nie, en dan dink ons dadelik aan die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis vir elkeen van ons, sodat ons sondes vergewe kan word en ons ewige lewe kan hê. Die getrouheid van God staan vandag steeds net so sterk soos daardie tyd. Hy het die verbond gesluit met Abraham, met Isak herhaal, met Jakob herhaal, hy het beloof hulle sal 'n groot nasie word, hulle het, en hy het by Sinaï weer hierdie verbond, het hy dit weer herhaal en bevestig. En ons is ook by daai verbond ingesluit, toe ons ingeënt is, toe ons wedergebore is en ingeënt is in daardie verbond in. Die seën en die blessings wat hy vir ons wil hê, hulle daardie tyd het hulle die beker so hoog opgetel, en hy sê, God, hy lig ons op, soos in Psalm 30, hy lig ons op om te kan oorwin oor ons vyande. Die beker is tot oorlopends te vol gegooi, om te sê, hy wil vir ons 'n lewe van oorvloed gee. Hy wil vir ons 'n lewe van oorwinning gee, sodat ons vrug kan dra. En nou kom ek weer by Matteus 26, vers 26, waar Jesus saam met sy disippels sit aan die tafel, die Pasga ete, en hy het nou hierdie brood, en toe dank hy God daarvoor. En hy breek dit, en hy sê vir hulle, eet dit is my liggaam. Kom ons sluit net die oë. Here, dankie vir die brood. Dankie dat U ons verlosser is, en dat U liggaam ook vir ons gebreek is. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons asseblief ons sondes, en help ons om ander te vergewe wat ons te nagekom het, sodat ons weer in volheid en in vrede kan lewe. Amen. En dit staan in Matteus 6. En toe gee Jesus vir sy disippels die wyn om te drink, en hy sê vir hulle moet onthou, dit is sy bloed, wat hierdie verbond tussen God en sy volk verseël. So kom ons sluit weer die oë. Dankie Jesus vir U bloed, wat ook vir my gevloei het. Ons wil U loof en prys, want U bloed het die onvoorwaardelike en ewige verbond tussen U en wat U dien verseël. Dankie dat ons sondes vergewe kan word, omdat U vrywillig U bloed vir ons gestort het. En dankie Here dat ons kan uitsien om eendag saam met U in die koninkryk aan U tafel van die lam te sit en saam met U hierdie tekens te geniet. Amen. See and taste that the Lord is good.